Goeiedag Handelinge gemeente en welkom by ons aanlyn diens. Ek wil graag vanoggend vir julle bid. Here, baie dankie dat ons vanoggend uit u woord uit pitkos kan kry, dat ons vanoggend uit u woord uit vertroosting kan kry. En my gebed is, Here, dat u woord ons sal voed met die brood van die ewige lewe. Gee dat ons altyd eerste na u toe sal draai vir die waarheid. En Here, baie dankie dat U 'n saak het met ons. Seën ons in hierdie oggend in Jesus se naam. Amen. Handelinge gemeente, dit begin koud raak, reg? Die winter kruip nader en ek het vandag 'n jas aan wat my lekker warm hou. En weet julle wat, ek het hierdie jas gekoop. En nadat ek hierdie jas gekoop het, het ek hom begin dra en hy het my begin warm hou. En dit het my laat dink aan die Here en die prys wat hy vir ons betaal het, maar ook die daaglikse beskerming en bedekking wat hy ons wil gee. So ek en jy weet al twee, die Here het die prys vir ons betaal sodat ons die ewige lewe kan ingaan. So met ander woorde, die jas is gekoop en hy hang in die kas. Dis 'n dan deel. Maar daardie jas wil verder gaan as net die aankope. Hy wil jou warm hou, hy wil jou bedek, hy wil jou regtig beskerm. En die Here se kruisdood doen beide hierdie dinge vir my en jou. Hy betaal vir ons die prys, sodat ons die ewige lewe kan hê, maar hy bied ook vir ons daaglikse bedekking. Ek en jy as God se kinders het die ewigheid as prys, maar ons het ook die voordeel van God se daaglikse bedekking, oorwinning en beskerming. En in Kolossense 2 probeer Paulus dit vir die gelowiges beskryf. En hy probeer vir hulle wys dat Christus nie net gekom het om vir ons die ewige lewe te gee nie, maar ook om vir ons daaglikse bedekking en beskerming te gee, daaglikse oorwinning. En hy skryf in Kolossense 2 dat die Here ons as sondaars weer lewend kom maak het, so ons was eintlik maar dood, en toe kom gee Jesus se kruisdood sy betaalde aksie vir ons die ewige lewe. Maar dit doen meer as dit. Jesus se kruisdood het ook vir ons daaglikse bedekking, daaglikse oorwinning kom gee. Met ander woorde, as die wêreld 'n aanklag teen ons het, kom Christus en sê nee, julle is onskuldig, julle is losgekoop. En hier in Kolossense 2 probeer Paulus dit aan die gelowiges verduidelik. En hy sê, luister, die dokumente wat die owerhede dalk teen julle kan optrek, is nou vernietig. Christus het julle lewendig gemaak, hy het julle kom verlos uit die doodheid en hy het vir julle die ewige lewe as prys gegee, maar hy het ook daardie daaglikse aanklagte, wat die wêreld teen julle kan hê as gelowiges, tot niet kom maak. Elke liewe vorm wat die vyand daagliks teen jou kan kom invul, het die Here kom vernietig. So ek weet nie waar is jy vandag nie. Dalk hou jy net vas aan die ewige lewe, maar jy leef nie in daaglikse oorwinning nie. Dan wil ek jou kom bemoedig en kom sê dat, ja, die Here het vir jou die ewige lewe as prys kom gee, maar hy het ook vir jou daaglikse oorwinning kom gee. Jesus se verlossing is nie 'n jas wat in 'n kas hang, wat jy eendag kan aantrek nie. Sy verlossing is ook vir vandag. Sy bedekking en sy beskerming is ook vir vandag. Maar ek en jy moet daai jas gaan aantrek. Ek en jy moet dit vir ons gaan toeëien, God se daaglikse bedekking. En ek wil hê jy moet Kolossense 2 gaan lees, vanaf vers 13 tot 16, jy kan eintlik die hele hoofstuk lees. Want Paulus kom verduidelik dat God se verlossing, ja, 'n ewigheidswaarde dra, maar ook 'n daaglikse waarde dra. Daar's 'n ewigheidswerklikheid, maar ook 'n daaglikse werklikheid.
En Paulus probeer die gelowiges oortuig dat ons elke dag in Jesus se bedekking kan loop. Nie net uit 'n ewigheidsoogpunt uit nie. En my gebed vir my en jou is, dat ek en jy Kolossense 2 vir ons sal vat. En ja, sou vashou aan die ewigheid, maar ook die daaglikse waarheid van God se onmiddellike en elke dag se bedekking 'n realiteit en 'n werklikheid in ons lewens sal maak. Amen. Here, baie dankie dat U elke dag 'n saak met ons het. En dat U nie net 'n God is wat eenmalig 'n daad kom verrig het en ons kom red het nie, maar dat U ook daarin belangstel om ons elke dag te red en elke dag te bedek en te beskerm. Ons eer U daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen.